Groot FM 90.5. Tyd vir jou mense, my mense en saam met ons in die ateljee het ons vir Tannie Elise Venter, sy is die ouma van Enrico oor wie vandag se storie gaan en dan ook saam met ons op die lyn, sy het ongelukkig 'n paar ander goedjies en nog 'n klein mannetjie by die huis na wie sy moet kyk, is ma Annika. Hallo Annika. Hallo, hoe gaan dit? Goed en self en Tannie Elise, welkom hier by ons. Baie dankie. En dan het ons ook saam met ons Andrea van Caring Daisies wat hier is. Hallo Andrea. Hallo julle en hallo al die luisteraars wat vir ons luister vandag. So Annika, kom ons begin gou by jou. Op 5 April, toe is daar 'n klein dapper seentjie in die wêreld gebore, Enrico. Maar daar was 'n ernstige geboorte defek. Vertel ons gou 'n bietjie wat het gebeur met Enrico se geboorte. Met geboorte het hy soos nie asem gehaal nie en sy hartjie het gaan staan tydens soos na die geboorte. En hulle het vir ons gesê hy is gebore met 'n skeur in die diafragma en dit het soos veroorsaak dat sy darmpies en sy milt in die maagie opgeskuif het in sy borskassie, wat veroorsaak het dat sy longetjies nie mooi kon groei nie. En dit was die oorsaak dat hy nou soos moet gaan vir operasies en wat hy die Sondag die 30ste het hy die operasie gekry, 30ste Maart het hy by Unitas die operasie gekry wat hulle dit alles weer in plek gesit het. En hierdie is, jy weet, dit is seker vir 'n ma is dit verskriklik om te sien, hier is hierdie klein lyfie, jy weet, nog nie eers regtig begin asemhaal nie, en hy sal in vir sy eerste operasie. Hoe het jy dit hanteer? Dit was vir ons baie soos hartseer en goed gewees en emosioneel, nou nog is dit emosioneel vir ons. Dit is maar net, jy voel, jy wil die pyn van weg, wat jy wil daardeur eerder gaan, as dit hy daardeur moet gaan, maar op die stadium kon ons niks gedoen het nie, ons moet net kyk hoe hy daar lê en net so moedeloos gevoel, maar met die Here saam in die gebed wat ons gedoen het hy baie goed die afgelope amper 'n maand, vandat sy gebore is, hy doen baie goed op die stadium. Nou, is ek reg dan as ek gesê het, net voor die operasie, was dit nodig vir hom om 'n geïnduseerde koma geplaas te word en dan toe sy oorgeplaas na 'n spesialis hospitaal toe, waar hierdie operasie toe nou baie suksesvol afgehandel is? Ja, hy was die Saterdag oorgeplaas na die hospitaal toe, na die ander hospitaal toe, en toe het hulle die Sondag, het hulle hom geopereer en soos alles gedoen wat hulle moes doen. En jy sê vordering sover gaan goed, en die dokters is nogals heel verstom oor sy vordering. Hoe gaan dingetjies nou met Enrico? Het vandag die suurstof begin afhaal. Hy was nog op suurstof tot en met vandag toe, hulle kyk hoe dit gaan. So elke dag, hy verbaas ons elke dag met die nuwe groei hy vorder. So elke dag kan ons 'n verskil sien, dat hy regtig, hy's ons klein vegtertjie, hy veg vir sy lewe daar binne. So ons hoor hy het 'n klein boetie daar in die agtergrond en dis hoekom jy nie hier by ons kon gewees het vandag nie, maar ouma Elise is hierso by ons en Tannie Elise, jy weet hierdie klein mensie wat hier by die wêreld inkom en dadelik, jy weet, het hy nodig om operasies te ondergaan. Wat se druk sit dit op 'n familie? Wel, dit is baie sleg as jy daar staan en wag. Om my lyfie te sien, wat alles moet normaal wees. En dan begin die susters rondhardloop. Jy weet nie wat aangaan nie, jy wag buite. Dan sien hulle kom in met 'n broeikas en hardloop met hom neonatal toe op met suurstof. Dit is iets wat mense sien op die TV, lees in 'n koerant, in 'n tydskrif. Dis een ding wat jy ooit in jou lewe dink. Het gaan met jou gebeur nie, ja. Ek het 2 weke voor sy geboorte, het ek nog vir my niggie se familie se kant vir 'n babietjie wat 'n maand oud was gehelp het, omdat hy skielik siek geword het. En toe 2 weke later is dit ons beurt. Hoe moet die mense dit hanteer? Jy kan niks doen nie. Nou, hoe bly tannie julle nou sterk deur so iets? Die operasies is nou gedoen, klein Enrico versterk baie goed aan. Hy is by die huis, die suurstof kom nou af, maar
tog moet 'n mens nog sterk staan, want mense is nie 100% out of the woods, is wat die Engelsman sê. Die is nie elke dag is 'n gebed op sy eie. En elke dag soos jy dag vir dag aangaan, verander jou gebedsversoeke en jou nood wat jy het. En as dit nie vir die liewe Vader was en almal om ons wat vir ons gebid het en saam gebid het vir daai klein lyfie nie, sou ons dit nie gemaak het nie. Nou wat is Tannie se hoop vir klein Enrico en sy toekoms? Sodat hy een van die gelukkige vegtertjies sal wees wat geen van daai neeweffekte sal hê wat hulle sê dat van hierdie kinders kan oorhou nie. Daar is van hulle wat gebreke kon hê. Nou ons dankie Vader dat hy geen van daai gebreke het andersins as dit wat hy nou het nie. So al wat ons kan vra is ons bid dat sy longe sal ten volle herstel. En die enetjie wat net halfpad ontwikkel is, dat hy daarom van so 'n aard sal wees dat hy nie gaan nodig hê om konstant in die hospitaal te wees nie. En 'n normale lewe kan lei, soos wat 'n jong mannetjie maar moet. Rondhardloop en speel en goed skop en boomklim en al daai lekker goed. Ja. Nou ons is nou weer terug gevolg van 'n ernstige geboortedefek, 'n gat in sy diafragma en hy het nodig gehad om 'n paar operasies te ondergaan en saam met ons in die ateljee is sy ouma, Tannie Elise Venter en sy ma, Annika, is saam met ons via die telefoon want klein Enrico het ook 'n 4-jarige boetie wat by die huis is, die eersgeborene Christian. En Annika, jy's nou daar by die huis, nee, jy moet seker maak die ander klein mannetjie kry ook aandag. Ja nee, hy kort die aandag. So ek by tyd deel in die oggend is vir die hospitaal met Boetie en dan by middag by die huis met hom. Annika, sê gou vir my op hierdie stadium dan dink ek, jy weet, enige mediese situasie wat 'n mens deesdae het, hoor 'n mens net van ongelooflike onkostes. Jy weet, is dit die geval gewees met julle ook? Wat was die mediese onkostes tot nou toe? Op die stadium met kruins nog rekeninge van die dokters en die hospitaal en dat die hospitaal se rekening was oor 400,000 op die 10de April. So op die stadium is dit van oor 600,000 rand net vir die hospitaal se gelde, dan is nie die pediater of al die ander rekeninge wat ons al gekry het, die toets wat hulle moes doen, soos die X-ray en daai goed nie, so dit kry ons wag op nog vir daai rekeninge. So op die stadium weet ons nie hoeveel dit alles presies kos nie, maar dit is 'n baie groot bedrag. Astronomies. Mense vra altyd, jy weet, is daar mediese fonds en hoeveel van dit dek julle mediese fonds? Op die stadium het ons 'n mediese versekering en hulle dek nie regtig veel nie. Hulle dek byvoorbeeld vir die hospitaalgelde het hulle vir ons sê net R10,000 vir die eerste 3 dae en dan na R1,500. Maar daai is omtrent nie eens 'n druppel in die emmer nie, as ek luister na die nommers. Ja, nee, dit is nie. So het ons ook saam met ons in die ateljee Andrea van die Caring Daisies en hulle doen altyd sulke ongelooflike werk en hulle het 'n veldtog van stapel gestuur om die gesin 'n klein bietjie te help met 'n fondsinsameling. Andrea, welkom terug hier by ons. Dankie Doopie. Altyd lekker om jou hierso te sien. So, hoe het jy gehoor van Enrico hulle en van Annika hulle? Ag, soos almal daar buite weet, is die Caring Daisies ons maar 'n klomp mammas wat 'n verskil probeer maak op ons eie manier. En meeste van die goedjies kom by ons met 'n versoek of 'n e-pos sê nou, hoe gaan 'n klomp mammas wat 'n versoek kry soos Enrico se storie wegdraai? Hoe gaan ons wegstap van so 'n ongelooflike storie wat eintlik 'n wonderwerk is? As ons mooi oor dink, is dit 'n gebedssaak, is 'n wonderwerk. En ons kan nie wegstap nie, ons kan nie omdraai nie. En ons het die laaste tyd gesien dat die mense se harte daar buite is ongelooflik goed. As ons 'n storie vat na sosiale media toe en sê, kom vat hande saam met ons gaan help, ons wil help. Daar is goeie mense nog daar buite. Daar's ongelooflike mense en ons het sulke groot ondersteuners ook daar buite en sê, kom ons maak oop. Ek dink elke persoon wat sy storie sien dink, ek's dankbaar is nie myne nie. Ja. Presies wat Erika nou nog gesê het, Elise nou nog gesê het, dit is nie myne nie, maar as dit myne is, sou ek verwag het mense moet help. En ons het dit oopgemaak vir die publiek en gesê, kom vat hande saam met ons gaan help, maar help ons om hierdie gesin te help. En weet jy wat, ek het al baie keer vir mense gesê, al kan jy nie net 'n geldjie gee nie, bid saam met ons. Ja. Ons het gebed hier nodig en ek dink, dis iets wat ons as 'n volk saambring en as Afrikaners saambring en elke mamma hart en elke pappa hart sê,
kom ons maak 'n verskil vir hierdie gesin, want saam kan ons 'n verskil maak. Ja, 100%. So, julle het nou hierdie veldtog geloods om die familie te help en vertel ons gou 'n bietjie hoe dit gegaan sover en waar staan die dinge? Hoe loop die dinge? Op hierdie stadium wil ek hom baie groter hê. Ons het nog nie so baie geld ingekry nie. Ons wil hom graag so 'n bietjie ekstra kry. Dis hoekom ons vandag hier is om te sê gaan kyk op ons blad, gaan lees sy storie. Kom bid saam met ons vir hierdie gesin. En as jy R100 ekstra het, gee dit vir ons. Elke R100 maak R1000 vol. Jy het gehoor hoeveel geld ons nodig het. Maar ek dink ook ons moet dankbaar wees vir 'n hospitaal en 'n pediater wat regtig ook hulle kant bring. Wat regtig gee en 'n verskil maak en help om sy lewe te red. Ja. Maar ja, ons het altyd 'n paar verrassings hier aan die kant waarmee ons ook 'n verskil kan maak. Maar ek dink vir nou kan ons regtig vir die publiek vra en sê, help ons om hierdie klein lewetjie te red. Absoluut. Dat hierdie kind eendag kan getuig van God se grootheid in sy lewe. Amen. So waarop staan daai insameling op die huidige oomblik, Andrea? Net R3.500. Dit gaan nie werk nie. Dit kan nie. Hoe maak mens, jy weet, 'n duik in 'n R600,000 rekening? En dis waarvan julle weet, né, Annika? Ja, dit is net wat ons vandag gehoor het, maar daar is nog rekening wat uitstaande is wat ons gaan stuur. So Annika, ons wil graag al ons luisteraars aanraai om op die Caring Daisies se bladsy uit te kom op sosiale media. Julle sal die veldtog daarso sien. Maak julle hart oop, soos wat Andrea ook nou gesê het. Jy weet, nie almal van ons is in staat om 'n geldjie te gee nie, maar vir 'n ouma soos Elise, jy weet, gebed is net soveel werd soos 'n geldjie. Dinge werk uit soos wat dit moet en ons vertrou op die Here se genade en ons weet, hy gaan hierdie klein mannetjie aan die ander kant deurtrek en seker maak dat die familie het alles wat hulle nodig het om hierdie situasie te oorkom. Maar van ons kant af, hier by Groot FM, ons het julle nou offisieel aangeneem en julle is deel van ons gesin en ons wil obviously net die beste hê vir klein Anrico ook. So ons wil graag uit ons rekeninge uit hierso wil ons graag help met 'n bedrag van R20,000. Net om klein bietjie jy weet, verligting te bring. Ek weet dis ook maar 'n druppel in die emmer. In die emmer. Ja, sorry. Maar my woorde raak it ook takes dan a village. Dis die ding. So ons gaan dit aansluit dan by die Daisy se fondse wat hulle nou al het en dan wil ons hê dat almal wat luister moet asseblief 'n bydrae gaan maak sodat ons kan seker maak ons bring 'n bietjie verligting. Nou sit weer my beurt. Ja. Nou sit weer my beurt. So ek weet daar het nog min ingekom deur die sosiale media veldtog, maar namens almal by die Caring Daisies, al ons ondersteuners wil ons julle double up maatjies. So ons gaan vandag ook 'n volle R40,000 in hierdie fonds ekstra gooi om net die mense aan te moedig en te sê kom ons help om hierdie kindertjie se lewe te red en te wys Amazing. dat ons saam kan staan en Oh my liefs, Julle weet nie wat dit beteken nie. is dit 'n bietjie verligting? Dit help. Elke bietjie help. Elke gebed, elke share, elke sent wat ons kry help. Dit maak dinge moontlik. Ja, ek Ons- dink dit gaan oor hoe meer ons kan help dat jy minder hoef om te gee oor die finansies, hoe meer kan jy net fokus op dit wat belangrik is en dit is klein Anrico. Ja. Annika, Ja. is jy alright daai kant? Ja, guys. Kyk, ons het ons gebedsdag môre. Dis 24 uur wat ons gaan bid en ons nooi ook almal in die publiek uit om hulle gebede in te stuur of jy weet gebedsversoeke. En ons het verskeie leiers uit die gemeenskap uit wat gaan bid, maar ek kan vir julle nou sê, soos wat ek vir Sunaytjie ken, ons sit vir Anrico en julle hele gesin, julle hele familie is op ons gebedslys en almal by Groot FM gaan bid vir julle gesin, vir voorspoed, vir liefde en vir guns en ek weet saam, soos wat Andrea gesê het, as ons almal bietjie saam staan, gaan ons hierdie ding saam deursien en ons kan nie wag om te sien hoe hierdie klein dapper mannetjie van julle net van sterkte tot sterkte gaan en aanhou verbeter nie. Hy het al klaar soveel oorwin in 'n klein rukkie, maar we can't wait to see what's happening next. So Andrea, van julle daar by die Daisies, julle doen ongelooflike werk en dit is altyd so lekker om hande te vat saam met julle. So dankie dat julle hier is, dankie vir die omgee wat julle het vir hierdie mense. En vir hierdie klein mannetjie Anrico en Annika, dankie ook dat julle bereid was om julle storie met ons te deel vandag. Baie dankie vir julle. So dit is ons jou mense, my mense vir vandag en
Andrea, jy nog ietsie wat jy wil sê? Ek was altyd te bang ek moet ophou praat. Dit is Ja. baie lekker. Ek sien nou hier in ouma Elise hand is ietsie en ek dink sy's net so emosioneel oorweldig dat sy dit nie kan sê nie. So hulle hou 'n spesiale golfdag vir klein Enrico op die 27ste Junie. By Acacia Golfdag en ek dink ek gaan dit op ons sosiale media sit en julle dalk by julle ook en as iemand wil betrokke raak asseblief stuur 'n e-pos sommer na my toe andrea@caringdaisies.co.za. Kom ons help hierdie gesin, kom ons maak hierdie golfdag groot. Ons sal daar wees verseker. Ek sien dit nou toevallig hier in haar hand. En dit is lekker en dis lekker om te sien hoe hulle ook van hulle kant af 'n verskil probeer maak. En ja, kom ons vat hande en help hulle. So ouma Elise, dis nou gaatjies borg, dis vuurballe koop, dis you name it. Raak deel, elke bietjie help. Ja, ons het gevra, wel dit is ook maar iemand wat saam met ons gewerk het wat bereid was om te sê hy ken mense wat 'n golfdag kan reël vir ons en hulle was ons goedgesind en hulle was bereid om te luister na ons storie en Enrico se verhaal en hulle het gesê hulle reël beslis vir ons dit en dan het ons ook Gary Forward. Hy het gesê hy is bereid om vir ons ook ietsie te hou. Ons moet dan ook net sy goedjies agter mekaar kry met 'n datum en dan sy kaartjie verkoop om dan ook 'n show te hou van sy kant af. Amazing. Okay, so daai golfdag weer Andrea sê jy sommer gou vir ons. Vrydag 27 Junie by die Acacia Country Club. Dan sê kerels, julle weet waar moet julle wees. Hartjie van winter, maar dis lekker. Ons gaan dit doen vir 'n goeie doel. So kom daar uit. Daai inligting sal dan op Caring Daisies se blad ook wees. Dankie julle. Dankie dat julle kom inloer het. Dankie dat ons kon saamkuier en dankie dat ons hierdie pad saam met julle mag stap, Elise. Baie dankie vir julle.